Liewe jongmense, liewe Connect, liewe tieners, gegroet in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vandag Pinkstersondag. Ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. En dit het my baie bemoedig ook opnuut, die wete dat die Heilige Gees gekom het. Die Here Jesus het met 'n beweging begin. 'n dinamiese, kragtige vooruitbeweging van sy koninkryk. Dit het begin toe hy vir Petrus hulle en die ander volgelinge en disippels geroep het. En ons gaan kyk vir 4 minute na die begin van die beweging van die Here Jesus. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. The boat is still come out! Get out! My brother and the baptizer. You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me.
I will. Rabbi. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go. What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now. So het die beweging van Jesus begin. Hulle het hom wel toe mos gekruisig. Hy het egter opgestaan en gaan sy werk, sy aktiwiteit voort. Toe het hy na sy Vader teruggegaan. En ons is dalk aan die dink dat dit toe sy beweging gestol het. Maar die wonder is dat 10 dae nadat hy na sy Vader teruggegaan het, die Heilige Gees gekom het. En die Heilige Gees sit die werk van die Here Jesus voort, sit hierdie beweging verder voort. En dit is vir my baie troosvol en bemoedigend, die dinamika van die werk van die Heilige Gees en die kragtige werking van die Heilige Gees wat voortstuur. Ons kan dalk in hierdie dae voel ons loop ons weer bietjie vas in 'n muur. Die COVID getalle het weer bietjie geklim en daar sprake van 'n derde golf. Die kontaksport is nou in die weegskaal en eintlik lyk my gestop nou. As ek terugdink aan my hoërskool dae, die lekker van die winterkwartaal was die rugby en die netbal en die hokkie. En is asof ons bietjie weer momentum verloor nou met die COVID. Ag, en dit maak ons dalk sommer bietjie moedeloos. Asof ons teen 'n muur weer vasloop of ons begin momentum kry en dan word dinge weer geblok. Maar by die Here Jesus, en dit is die bemoedigende van die gebeure van die Heilige Gees. Die werk gaan voort, die beweging, die grootse beweging van die Here Jesus deur die wêreld, die gaan aan, deur die Gees. Het is my interessant dat die Bybel gebruik beelde om die Heilige Gees ook te beskryf. En 3 van die beelde is natuurelemente, wat ons dalk help om ook te verstaan meer van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is soos vuur, en soos wind, en soos water. Die Heilige Gees is soos vuur, en soos die wind, en soos water. Dis 3 natuurelemente wat baie kragtige elemente is. Vuur, 'n veldbrand wat hardloop, is eintlik onblusbaar of onkeerbaar, die geweldige krag van vuur. Ek het sommer so vuurtjie hierso. Maar hierdie vlammetjie, as ek hier sou die huis in brand steek, het ons probleme, want vuur is sterk. Wind kan 'n veldbrand laat hardloop, dat dit moeilik is om te stuit. Wind is ook sterk. Die wind kan sterk waai, stormsterk waai. Ons hier in Pretoria, dink ek nie, kry regtig stormwind nie, maar in die Kaap is daar nou 'n koue front van stormwinde wat waai. Die sterkte van wind wat skade kan aanrig. Water is ook sterk. As daar 'n wolkbreek was en baie reën en kan oorstromings lei en dit kan 'n spoor van verwoesting laat. 'n Stroom water wat onstuitbaar eintlik spoel. Dit is my interessant dat die Bybel gebruik ook hierdie beelde om vir ons iets te sê van die krag van die Heilige Gees. Julle weet,
mos dat toe die Heilige Gees kom, 10 dae nadat die Here Jesus na sy Vader toe teruggegaan het. Hy was die Gees natuurlik van die begin af daar. Maar toe skud 'n sterk wind die vertrek. En tonge van vuur kom op hulle elkeen die Heilige Gees. En die Heilige Gees is aan die werk ook vandag in ons wêreld. Ons deur mekaar ou wêreld soms. Hierdie wêreld waarin julle ook nou as jong mense hard moet werk en onseker is. Wil die Gees opnuut ons saamvat. Wil ek jou uitnooi om opnuut net naby die warmte gloed van die Gees te kom lewe. En uitnooi om in die lafenis van die water van die Gees te kom drink. En om te kom staan in die trog van die wind van die Gees, om jou seile te span na die wind van die Heilige Gees wat ons wil vorentoe vat. In die sterkte van die Gees in ons eie lewens. Wat ons wil bemoedig en dapper wil maak. En ons entoesiasties wil maak om saam met die Gees vorentoe te gaan. Die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun met ons. Amen. Ek nooi jou uit. Volgende Sondag aand is belydenisaflegging, groep matrikulante. Dis 'n buitediens, so ons kan meer hanteer. Trek 'n baadjie aan en bring 'n kombers en 'n stoel. Maar dis 'n mooi geleentheid ook vir ons as jong mense volgende week. Sterkte vir die week. Die Here is met ons. Totsiens.